Môre, maats. Vandag is die laaste dag in Mei, nee, dis herfs. Môre is winter, Junie is winter. Dan gaan ons nou omtrent met serpe uithaal. Maats, maar ons kan eers 'n lekker warm Bybelstorie vertel vanoggend, nê. Laas week het ons alweer van die ongehoorsame Israeliete gelees, Korag, Datan en Abiram, onthou julle? Wat vir Moses gesê het, hy moenie dink hy is spesiaal nie, hulle kan ook die werk van Jahwe doen. Wat het toe met hulle gebeur? Aarde het oopgeskeur, né? Nou sê Vader Jahwe hier in Numeri 17, sê vir die Israeliete, ek wil vir eens en vir altyd vir hulle duidelik maak, wie is die stam wat Jahwe uitgekies het? Nou onthou, Jakob het 12 seuns gehad, net 5 en 5 en nog 2 kies, is 12. En elke stam moes 'n stamhoof aanwys, een persoon wat die hele stam verteenwoordig, en hulle moes gekom het. Vader Jahwe sê vir Moses, sê vir hulle moet elkeen 'n staf bring. Julle weet mos soos Moses 'n staf, soos 'n stok, 'n mooi staf, en die staf was van 'n spesiale boom, dit is 'n amandelboom, dis 'n neutboom. Ek weet nie of julle al amandels geëet het nie. Dis 'n amandelboom, elkeen het 'n staf van amandel, en dan moet hulle nou die stawe bring. Nou, hoeveel stamme was daar? 12. Elkeen van Juda, van Simeon, Levi, Ruben, Gad, Aser, Naftali, almal van hulle. En hulle moet die 12 dae lê, baie spesiale plek, in die tent van samekoms, voor die ark van die getuienis, daar waar Jahwe se teenwoordigheid was. Vader Jahwe sê, en dan sal Jahwe met 'n teken wys. Die stok, nee, julle het al met 'n stok gespeel, wat begin blommetjies maak, bloeisels, wat in die lente is, nee, bloeiseltjies, en wat kom uit die bloeiseltjie? Vruggies, blommetjies en dan vruggies. Daai stok, daai stam is die stam wat Jahwe kies. Nou, julle kan vir julleself dink, 'n stok is mos dood, hy groei mos nie meer nie. So dit is 'n wonderwerk, is net Vader Jahwe wat dit kan doen. Maats, en daar bring daai 12 manne, hulle stawe, en hulle het lê dit daar, die nag, en die volgende oggend, nou dink ek hulle oë was net so groot. Ek dink hulle monde het oopgegaan. Daar lê Aaron se staf, vol van blommetjies, en asof dit nie genoeg is nie, die blommetjies word ryp en dra vrugte, amandels, soms so oornag. Dis die krag van Jahwe. En al die ander stamme se stawe is dood. Dit lê net daar stokke. Vader Jahwe sê vir die Israeliete, julle moet nou mooi onthou, ek het die stam van Levi gekies, die huis van Aaron is die priesters, nou moet julle sy staf op 'n baie spesiale plek gaan bære. Kan julle onthou? Waar is die baie spesiale plekkie waar die 10 gebooie gebære is? Binne in die ark. En Aaron se staf word binne in die ark gebære, en daar was nog die ark, die kruik met die manna ook gewees. Maats, wat 'n voorreg dat Vader Jahwe ons kies en sê, kom na my toe, ek kies julle, en ek maak julle soos daardie, as jy al voel jy soos 'n dooie stok, deur my lewe gee ek vir jou bloeiseltjies en vrugte, en ons is vandag Vader Jahwe se konings en priesters, hy het ons gekies. Het is wonderlik om gekies te word om 'n werkie te doen. Ek weet julle by die huis is nie altyd baie bly as mamma jou kies om skorrelgoed te was nie. Dit is nou nie so lekker nie. Maar om vir Vader Jahwe te werk en vrugte dra is 'n wonderlike voorreg. Ons is uitverkies om vir hom te dien. Kom ons dit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons kan lees in Numeri 17 hoe u deur 'n wonderwerk gewys het dat die stam van Levi is u knegte, u priesters. Baie dankie dat ons in Yeshua daardie selfde lewe ontvang om vir u vrug te dra, die vrugte van die Heilige Gees. Dankie vir u liefde in Yeshua. Amen. Maats, onthou, Numeri hoeveel? 17. So kort hoofstuk. Totsiens.